Here God Almagtig, Vader, Seun en Gees. Ons is diep bewus van die feit dat hierdie oggend is dalk een van die enigste tye in ons week waar ons rarig stil kan raak voor U. In die geraas van die lewe daar buite, die volgende ding na die volgende ding. En so ons wil vir U dankie sê vir die voorreg en die vreugde om so bymekaar te kom as God se mense. Here, mense wat U met 'n duur prys gekoop het, die bloed van die Seun. Here, ons het gesing, Jesus, kosbare Jesus, en ons is diep bewus dat ons nie altyd weet hoe kosbaar U is nie. Here, dat U troon verlaat het om onder ons te kom tabernakel, om onder ons te kom woon, God met ons. Here, hierdie waarheid is iets wat ons so sukkel om te begryp, en daarom bid ons dat U ons sal help deur die Gees om dit werklik diep te besef. U is nou met ons. Dankie, Vader. Dankie, Jesus. Here, ons bely ons sonde, ons bely dat ons nie lewe asof dit 'n realiteit is nie. Dat ons nie altyd besef dat ons na die troon van genade kan kom met vrymoedigheid nie. Here, baie keer dink ons sonde hou ons weg en staan tussen ons en U, maar ons vergeet dat ons het 'n middelaar. Ons het Jesus wat in ons plek staan. Here, mag ons weer glo dag na dag in daai wonderlike realiteit en dit so deel maak van ons lewens, Here, dat die duiwel nie 'n vat kan kry om dit weg te vat nie, maar lewe vanuit daai krag in alles wat ons doen en oral waar ons gaan. Dit is wonderlik om 'n Christen te wees. Daar is niks beter in hierdie wêreld nie. Ons Here, ons prys U vir dit, en ons prys U vir die goedheid, en ons prys U vir die absolute geleentheid om hier te kan wees. Here, ons dink spesiaal vandag ook aan ons moeders, soos Jaco vroeër genoem het, en ons sê vir U dankie dat U vir ons moeders gegee het. Dankie vir die sweet en trane en moeite wat hulle insit om ons as kinders groot te maak. Here, moeders is baie keer so in die agtergrond van die lewe dat ons nie altyd sien en waardeer wat hulle vir ons doen nie. Here, ons prys en dankie vir hulle, want ons weet U sien elke klein gedagte, gebed en taak en plek waar daai moeders betrokke is. En so ons lig hulle op vir U en ons sê vir dankie en ons sê dankie vir hulle. Here, ons dink spesiaal vanoggend aan ons gesinsgroepe wat in die week ontmoet, en ons bid dat U daar diep aan die werk sal wees. Here, daar waar disippelskap plaasvind, daar waar ons herinner word aan die goeie nuus van Jesus. Here, mag ons selfs daar besef U is met ons en wat 'n wonderlike voorreg en lewe ons het in Christus. Here, ons wil dan ook net hierdie week aan U opdra, Here. Here, daar waar daar soveel dinge is wat gaan gebeur na hierdie oggend hier bymekaar en ons gedagtes so vinnig kan weghardloop. Here, wil ons bid dat U ons styf sal vashou. Hou ons vas in die waarheid van die evangelie. Hou ons vas in die liefde van die Vader en die Seun en die Gees wat in ons wandel. Here, hou ons vas in die hoop wat ons het, dat ons eendag ten volle met U sal wees, Here. Here, ons dra al die dinge op in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre julle, ons lees vanoggend saam uit Eksodus 26 en 27 uit die Afrikaanse 2020 vertaling. Hierdie is die woord van God. Die tabernakel moet jy van 10 tendoek fyn dubbeldraad linne en pers, purperrooi en karmosynrooi wol maak met gerubs daarop, met die kundigheid van 'n vakman. Die lengte van elke tendoek moet 28 L wees en die breedte van elke tendoek 4 L. Al die tendoeke moet dieselfde afmetings hê. 5 van die tendoeke moet aan mekaar vasgewerk word en so ook die ander 5 tendoeke. Jy moet lussies van perswol op die soem van die een tendoek aanbring, al langs die kant op die een stel.
Op dieselfde manier moet jy ook lissies op die tweede stel aanbring op die soem van die buitenste tentdoek. Jy moet 50 lissies op die een tentdoek aanbring en 50 lissies op die kant van die tentdoek aan die tweede stel. Die lissies moet reg oor mekaar wees. Jy moet 50 goue hakies maak en die tentdoeke met die hakies aan mekaar vasmaak, sodat die tabernakel een geheel vorm. Jy moet tentdoeke van bokhaar maak om te dien as 'n tent oor die tabernakel. 11 van hierdie tentdoeke moet jy daarvoor maak. Elke tentdoek moet 30 L lank wees en 4 L breed. Die 11 tentdoeke moet dieselfde afmetings hê. Jy moet 5 tentdoeke aan mekaar vaswerk om 'n eenheid te vorm. En so ook die ander 6 tentdoeke. Aan die voorkant van die tent moet jy die 6de tentdoek in die helfte terugvou. Jy moet 50 lissies aanbring op die soem van die een buitenste tentdoek van die een stel en 50 lissies op die soem van die tweede stel tentdoeke. Jy moet 50 bronshakies maak en die hakies deur die lissies steek en so die tent heg sodat dit een geheel vorm. Die oortollige deel van die ekstra strook wat aan die tent se tentdoek is, dit wil sê die helfte van die strook wat ekstra is, moet aan die agterkant van die tabernakel hang. Die ekstra L aan albei kante op die lengte van die tent se tentdoeke moet oor die sykante van die tabernakel hang, om die tabernakel aan weerskante te bedek. Jy moet vir die tent 'n bedekking van rooi gekleurde ramsvelle maak en nog 'n bedekking van sagte leer bo-oor. Jy moet vir die tabernakel planke van doringhout maak wat regop moet staan. Elke plank moet 10 L lank wees en 1,5 L breed. Daar moet 2 tappe wees in elke plank, waarmee hulle teen mekaar geplaas kan word. Doen dit met al die planke van die tabernakel. Jy moet vir die suidekant van die tabernakel 20 planke maak. 40 silwervoetstukke moet jy dan onder die 20 planke aanbring. 2 voetstukke onder een plank vir sy 2 tappe en 2 voetstukke vir onder die ander plank vir sy 2 tappe. Vir die ander sykant, aan die noordekant van die tabernakel, moet daar ook 20 planke wees, met hulle 40 silwervoetstukke, 2 voetstukke onder elk van die planke. Vir die agterkant van die tabernakel aan die weste kant moet jy 6 planke maak. Dan moet jy 2 planke maak vir elk van die 2 agterste hoeke van die tabernakel. Hulle moet van onder af teen mekaar pas en 'n hegte eenheid vorm tot bo by die een ring. Dit is hoe al 2 moet wees om die 2 agterste hoeke te vorm. Dan moet jy 8 stukke sulke hoekplanke, daar moet 8 sulke hoekplanke wees met hulle silwervoetstukke. Dit is 16 voetstukke, 2 voetstukke onder elk van die hoekplanke. Jy moet ook dwarshoute van doringhout maak. 5 rye vir die planke aan die een sykant van die tabernakel en 5 rye dwarshoute vir die planke aan die ander sykant van die tabernakel. As ook 5 rye dwarshoute vir die planke aan die agterkant van die tabernakel aan die weste kant. Die middelste ry dwarshoute moet in die middel van die planke wees. Dit moet deurloop van die een kant na die ander kant. Die planke moet jy met goud oortrek en die ringe van die planke wat die dwarshoute dra, moet jy van goud maak. Jy moet die dwarshoute ook met goud oortrek. Jy moet dan die tabernakel oprig volgens die model wat vir jou op die berg gewys is. Jy moet 'n voorhangsel maak van pers, purperrooi en karmosynrooi wol en fyn dubbeldraad linne met gerubs daarop, met die kundigheid van 'n vakman. Jy moet dit met goue hakies ophang aan 4 staanders van doringhout wat met goud oorgetrek is, wat op 4 silwervoetstukke staan. Jy moet die voorhangsel aan die hakies aan die onderkant ophang. Neem dan die ark met die getuienis daarin, agter die voorhangsel in. Die voorhangsel moet vir julle die heilige deel van die tabernakel van die allerheiligste deel skei. Jy moet die versoendeksel op die ark met die getuienis in die allerheiligste plaas. Dan moet jy die tafel voor die voorhangsel neersit en die menorah aan die suidekant van die tabernakel teenoor die tafel. Die tafel moet jy aan die noordekant plaas. Jy moet vir die ingang van die tent 'n gordyn maak van pers, purperrooi en karmosynrooi wol en fyn dubbeldraad linne met die kundigheid van 'n borduurder. Jy moet vir die gordyn 5 staanders van doringhout maak en dit met goud oortrek. Hulle hakies moet ook van goud wees en jy moet 5 bronsvoetstukke daarvoor giet. Jy moet 'n altaar van doringhout maak
5 L lank en 5 L breed. Die altaar moet vierkantig wees en 3 L hoog. Jy moet daarvoor horings maak op elk van die 4 hoeke. Die horings moet deel daarvan wees en jy moet die altaar met brons oortrek. Jy moet houers daarvoor maak om die vetterige as mee te verwyder, as ook skoppies, offerbakke, virke en vuurpanne. Al die altaar se toebehore moet jy van brons maak. Jy moet 'n traliewerk daarvoor maak, 'n maaswerk van brons. Maak dan 4 bronsringe op die hoeke van die maaswerk. Dan moet jy dit onder die rand van die altaar vassit, aan die onderkant, sodat die maaswerk tot by die helfte van die altaar strek. Jy moet ook draaghoute vir die altaar maak, draaghoute van doringhout, en dit met brons oortrek. Die draaghoute moet deur die ringe gesteek word, sodat daar draaghoute aan al 2 kante van die altaar is wanneer dit gedra word. Jy moet die altaar van planke maak, hol aan die binnekant, soos hy jou op die berg gewys het, presies so moet hulle dit maak. Jy moet die binneplein vir die tabernakel maak. Aan die suidekant moet die behangsels vir die binneplein van fyn dubbeldraad linne wees, 100 L lank vir die een kant. Dit moet 20 staanders met hulle 20 brons voetstukke hê, maar die hakies van die staanders en hulle hegplekke moet van silwer wees. Net so moet daar aan die noordekant behangsels oor 'n lengte van 100 L wees, met 20 staanders en brons voetstukke, en die hakies van die staanders en hulle hegplekke moet van silwer wees. Oor die breedte van die binneplein aan die weste kant moet daar 50 L behangsels wees, met hulle 10 staanders en 10 voetstukke. Die breedte van die binneplein aan die voorkant, die ooste kant, moet 50 L wees. Die behangsels langs die ingang moet 15 L wees, met 3 staanders en 3 voetstukke. Aan die ander kant moet die behangsels 15 L wees, met 3 staanders en 3 voetstukke. By die ingang van die binneplein moet daar 'n gordyn van 20 L wees, gemaak van pers, purperrooi en karmosynrooi wol en fyn dubbeldraad linne, met die kundigheid van 'n borduurder, met 4 staanders en 4 voetstukke. Al die staanders rondom die binneplein moet van silwer hegplekke voorsien word. Hulle hakies moet van silwer en hulle voetstukke van brons wees. Die lengte van die binneplein moet 100 L wees en die breedte regdeur 50 L en die hoogte 5 L. Die behangsels gemaak van fyn dubbeldraad linne en met brons voetstukke. Wat al die toebehore van die tabernakel betref, alles vir die dienswerk in die tabernakel, as ook al die tentpenne van die tabernakel en die tentpenne van die binneplein, moet van brons wees. Jy self moet die Israeliete beveel dat hulle vir jou suiwer geparste olyfolie bring vir lig, sodat die lampe voortdurend kan brand. In die tent van ontmoeting, buite die voorhangsel wat voor die getuienis hang, moet Aaron en sy seuns die kandelaar gereed maak, om van die aand tot die oggend te brand voor die Here. Dit is 'n vaste verpligting, wat van die kant van die Israeliete op die nageslag van Aaron en sy seuns rus. Goeiemôre. Ligpunt, dit is goed om saam met julle te kan wees vanoggend. Het is verseker warmer as gisteroggend, so die Here is ons baie genadig. En waar's Willie? Willie, so dankie. Amazing. Soos daai was amazing. Ek wou deels gehad het dat ons mos daai lang gedeelte gelees het, sodat almal hier kan sit en dink, wat gaan hier aan? Okay, hopelik wen dit vir my so klein bietjie grace van julle af. Maar aan die ander kant is dit 'n behulpsame vraag. Ek wou regtig gehad het dat daai vraag deur ons koppe gaan. Wat gaan hier aan? Sodat ons kan worstel met hierdie is God se woord vir sy Nuwe Testament mense waardeur hy met ons wil praat. En so dis wat ons wil doen. Ons wil kom en ons wil luister na wat God vir ons te sê het in hierdie gedeelte. So kom ek bid vir ons en kom ons vra dat die Here nou met ons sal ontmoet en dat hy ons sal help om die pragt te sien van hierdie 2 hoofstukke in Eksodus. Vader, ons loof en ons prys U vir nog 'n samekoms waar U ons nog 'n week gespaar het. Here, U het ons nog 'n week gehou. U het vir ons fisiese lewe gegee en vir elkeen van ons en die feit dat ons vanoggend hierso sit is 'n bewys daarvan.
U het elkeen van ons geestelik gehou, of ten minste is U besig om met elkeen van ons 'n pad te stap. En soos wat ons Here nou kom na woorde wat vir ons so weird klink, ter duisende jare gelede in 'n wêreld wat so kategories anders te klink as ons wêreld. Here, kom ons en ons kom in die afwagting dat U wat toegepraat het, is besig om vandag dieselfde woord met ons te praat, sodat ons die lewe saam met Jesus en vir Jesus kan leef. En so ons bid, o Gees van God, sal U nou met ons wees, sal U met ons ontmoet, gee vir ons energie. Here, maak ons harde harte sag, maak ons dowe ore oop, maak ons blinde oë oop, om Jesus in sy heerlikheid te sien. In sy naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek was bevoorreg gewees so klomp jare gelede om in New York te wees, en toe ek in New York was, kon ek 'n draai gaan maak by die 9/11 Memorial. Ek weet nie wie van julle was al in New York, en toe julle daar was, het julle gegaan na die 9/11 Memorial toe nie. Dis natuurlik waar die Twin Towers was, daar by Ground Zero. En om daar te wees in lewende lywe, om daar die spasie te betree, het 'n daadwerklike effek op 'n mens. Soos en dis iets wat jy voel. Die argitekte maak dit duidelik, en daar's 'n webwerf jy kan gaan kyk daarna, maar hulle maak dit duidelik dat alles daar was baie intentioneel aan mekaar gesit. Die ontwerp van daardie hele memorial is sodat dit probeer om jou en my, ons wat daar is, te beïnvloed. Dit probeer ons te vorm, dit probeer jou en my te slyp. So die Twin Towers is natuurlik nie toe oorgebou nie, en dis baie aspres deel van wat hulle wil doen. En daar is hierdie twee swart groot vierkantige gate daar, so en die idee van dit is om die leemte, die groot verlies te kommunikeer, en jy staan daar waar hierdie massiewe torings was, en daar's net void, daar's net hierdie leemte, en jy voel, amper tasbaar kan jy daai leemte en daai verlies voel, en dan is daar hierdie water, wat aan die kante van hierdie twee vierkantige gate, oor die rande inspoel, en jy kan nie sien waar dit val nie, jy kan hoor waar dit val, dit kom nie en dit borrel nie oor nie, dit val net in hierdie swart gat af, en dit kommunikeer iets aan jou en my, dit sê vir jou en vir my, luister, hier was 'n verlies, en hierdie kan nie weer teruggekry word nie, hierdie is 'n verlies, en ons kan nie die leemte vul nie. Die water, as jy daar so staan, hoor jy so hard en duidelik, dat vir 'n oomblik hoor jy nie die taksies om jou nie, jy hoor nie die getoet van karre daar nie, dit raak amper soos hierdie sanctuary, waar alles stil raak, en dit is aspres so gedoen, sodat jy totaal kan fokus op hierdie plek en hierdie wêreld waarin jy nou jouself bevind. En die name van die 3000 mense wat dood is by 9/11 is nie geskryf mooi in 'n alfabetiese volgorde en op die lyste nie, hulle is gegroepeer by wyse van hulle kennisse, die wat hulle werkskollegas was, die wie hulle pelle of hulle vennote was, om iets te kommunikeer aan jou en my wat daar so staan, is dat, hoor, hierdie is nie net statistieke van mense wat dood is nie, hierdie is regte egte mense met regte verhoudings en met regte lewensstories. Die punt is dit, vriende, as jy daar by die 9/11 Memorial is, daai hele spasie is noukeurig ontwerp om 'n storie te vertel. Alles wat daar is besig om 'n storie te kommunikeer, en dit is doelbewus so gemaak om jou en my in daai storie in te trek. En die begeerte, die agenda van die wat dit ontwerp het, is om jou en my dan te verander, en ons dan huis toe te stuur as 'n veranderde mense, wat hopelik sal help om te kan toesien dat 'n wêreld daar buite nie weer 9/11's sal hê nie. Dit is die hele punt van wat daai memorial is. En vriende, ek begin vanoggend hier, en hoor asseblief tog mooi, want ek dink dit probeer raak en vat aan iets wat fundamenteel is tot die tabernakel. Ons is besig hier in Eksodus 25 tot 40, waar ons vir baie lank gaan lees deur dinge soos nou, en waar ons gaan probeer verstaan oor God wat hierdie tabernakel gee. En ek dink 'n groot ding wat ons baie keer kan vergeet, is dat die tabernakel is die duidelikste en belangrikste plek wat iets kommunikeer van 'n argitektuur wat besig is om 'n preek te gee. Hoor asseblief tog baie mooi, vriende. Ja, dit is soos ons laasweek gesien het. Die Here sê,
bou hier vir my hierdie tent waar ek onder my mense kan woon. Dit is so. Maar vriende, ons moet nie die fout maak om dan te verstaan hoekom dit gebeur nie. Vriende, die tabernakel word nie gebou vir God se onthaalwe nie. Die tabernakel word gebou vir die volk se onthaalwe. Dis nie asof God wou graag 'n baie gemaklike plek gehad het in die woestyn om in te bly nie. Dis nie die punt nie. Die punt is, hierdie is genade aan sy mense. Die punt van die tent is om sy mense te vorm. Die punt van hierdie tabernakel is om sy mense te slyp. Die tabernakel is 'n noukeurige ontwerp wat besig is om 'n storie te kommunikeer. Die tabernakel is daar om daai mense in te trek in daardie storie in, sodat hulle iets kan verstaan van wie hulle God is. Dat hulle beter kan verstaan van wie hulle is, wat dit beteken om in verhouding met hom te wees en waarvoor hierdie verhouding in die wêreld is. En dit is die hele rede vir die tabernakel wat die Here dan aan hulle gee. So net gou vinnig 'n bietjie van 'n herhaling, want ons het al in vorige reekse deur die res van Exodus gewerk, maar die storie van die hele boek van Exodus kan jy regtig in 3 woorde opsom. Verlossing, verbond en verhouding. Exodus 1 tot 18, die Here kom en hy sien sy mense wat in slawerny, die nakomelinge van Abraham wat in Egipte in slawerny is, en hy red hulle uit Egipte uit, hy bring hulle deur die Rooi See, deur die woestyn, hy bring hulle by Sinai, hy verlos sy mense en dan sluit hy 'n verbond, Exodus 19 tot 24, met die nasie Israel. Hy verbind homself, hy sê, ek sal julle God wees, julle sal my mense wees, till death do us part. En dan, die hele punt van hy wat die verbond sluit is verhouding. En die Here kom dan en hy gee dan hierdie tabernakel as hierdie plek. Onthou, laasweek het Johannes vir ons uitgewys, Exodus 25 vers 8, waar die Here in die midde van sy mense gaan vertoef, waar hy onder hulle in verhouding met hulle gaan woon. Maar hier is die ding wat ek wil hê ons gou moet hoor, voordat ons in die teks inspring, en dit is baie belangrik, eintlik vir die res van die reeks. Vriende, hoe moet die Israeliete oor hulle verhouding met die Here dink? Dis een ding dat hulle nou weet, hulle is in 'n verhouding met hom, maar ons kry baie verskillende forme van verhoudings. Watter tipe van verhouding is? Wat is dit wat hoe hulle oor hulle verhouding moet dink? Nou voordat ons gaan inzoom in Exodus 26 tot 27 en ons gaan daar kom, het ons nodig om eers uit te zoom na Exodus 25 tot 31. Dis 'n blok in die teks, Exodus 25 tot 31. En die hele gedeelte gee aan Moses om vir die volk te sê wat die ontwerp van die tabernakel is. Hulle gaan aan die einde van Exodus gaan ons sien hoe daai tabernakel dan gemaak word. Nou vir hierdie, 6 hoofstukke is dit net die ontwerp. En hier is die groot punt, hoor asseblief tog mooi, die tabernakel word noukeurig ontwerp om die tuin van Eden te vergestalt. Dit is die punt. Om die tuin van Eden as dit ware in hulle midde te laat opspruit. Net 'n paar voorbeelde van dit. Die teoloog daar buite sal vir jou sê dat as jy kyk na Exodus 25 tot 31 is daar 7 uitsprake van God af, wat as pres 7 uitsprake is, want dit korrespondeer met die oorspronklike 7 uitsprake van die Here in Genesis 1 tot 2 vers 3, toe die Here daar die tuin en Eden en die wêreld geskep het. Laas week as jy was, sal jy onthou het Johan in Exodus 25 vir ons uitgewys dat daar is hierdie goue lampstaander in die heilige plek wat jy so gedesign is om die volk en ons te herinner aan die boom van die lewe. In ons gedeelte vandag het jy dit dalk gesien, 2 keer was daar verwys na die gerubs. En die gerubs natuurlik was daar die engele wat ons in Genesis 3 van lees, wat daar by die rand van die tuin van Eden gestaan het. In laasweek se gedeelte, as ook in volgende week se gedeelte, lees ons van hierdie baie duursame edelgesteentes, die onikstene, waar ons kry hulle genoem in Genesis hoofstuk 2. In Exodus 31 sien ons dat dit is die gees van God wat betrokke is in die
skep van hierdie tabernakel tent, net soos wat die Gees teenwoordig was by die skep van die wêreld, reg in die begin van Genesis 1. En hoe eindig hierdie ontwerp van die tabernakel tent? Die heel laaste paragraaf, die Here beveel die volk om die Sabbat te onderhou, om te rus, nadat hulle werk om te rus, net soos toe die Here die oorspronklike Eden gemaak het hy die Sabbat ingestel en hy het gerus. Die punt is dit, vriende, en dit is regtig belangrik, nie net vir vandag nie, maar vir die res van die reeks, dat die tabernakel is 'n nuwe Eden. Dis die punt. Die tabernakel is 'n nuwe Eden. Dit is 'n heilige spasie waar God besig is met 'n herskepingswerk. That's what's going on. Kyk saam met my op die skerm wat een teoloog met betrekking tot dit sê, Terence Fretheim. Ek lees vir ons. Hy sê, "At this small lonely place in the midst of the chaos of the wilderness, a new creation comes into being. This microcosm of creation is the beginning of a macrocosmic effort on God's part. In and through this people, God is on the move to a new creation for all. God's presence in the tabernacle is a statement about God's intended presence in the entire world. The glory manifest there in the tabernacle is to stream out into the larger world." Maar natuurlik, hierdie nuwe Eden, wat is die verskil tussen Eden 1.0 en Eden 2.0? Die verskil is, dis nou na die sondeval. Dis nou in 'n wêreld waar daar sonde is, en vir daardie rede het die Here nodig om vir hulle te fundamentele waarhede aan hulle te kommunikeer oor, en die punt is, die tabernakel is die teaching tool, om vir hulle te kommunikeer, hoe gaan dit wees dat God hierdie herskepingswerk in hulle en deur hulle in die wêreld gaan doen. Daar's twee waarhede oor God wat hulle moet verstaan. Die tabernakel is die teaching tool om hulle te help om hierdie waarhede oor God te leer. Die twee waarhede as volg, hier's die eerste een. Dis Eksodus 26, die Here is heilig. En ons het laasweek daarna gekyk, en ons gaan nog 'n baie keer daarna kyk, want Israel het nodig om dit oor en oor en oor te verstaan. Die Here is heilig. So tel asseblief julle teks op, julle blaadjies daar, dat ons saam ons neuse druk in daai, wat vir ons dalk voel soos 'n redelike obskure teksgedeelte. Kyk saam met my daar, net soos in Eksodus 25, is die Here nou besig om verder hierdie noukeurige ontwerp van die tabernakel aan Moses te gee. So die Here is die argitek, Moses is soos die boubestuurder, en dan die res van die priesters en die volk gaan dan die werkers wees om hierdie ontwerp van die Here dan te laat vergestalt. Saam in Eksodus 26 is daar 3 aspekte van die tabernakel wat op gefokus word. Ek wil hê ons moet dit net ten minste so vinnig sien. Jy gaan dit kan sien wat ek sê, maar kyk saam met my. Vers 1 tot 14 is die eerste aspek hier. Dis die gordyne. As ons nou tyd gehad het, sal jy sien gordyne word oor en oor en oor herhaal. Alles gaan hier oor die gordyne, hierdie kleurvolle linnedoeke wat die mure dan vorm van die tabernakel. Daar's dan hierdie bok, haar tentdoeke wat die dak gevorm word en oor hierdie mure geplaas gaan word. Sien die tweede aspek van dit wat hier geontwerp word in vers 15 tot 30. Dan, en dit is die woord wat hier herhaal word, is die raamwerk van die tabernakel. Dit is hierdie akasia houtplanke wat as die raam gaan dien. En natuurlik, dit word nou die raam waaroor die gordyne as die mure geplaas word, en dit vorm nou die dakstruktuur waaroor die bokhaar tentedoeke ook gegooi gaan word. En hierdie akasia hout, word daar gesien in die teks, word alles met goud oortrek, en al die voetstukke is in silwer, en al die hakkies en die connection points, al die goeders is in silwer. En dan kom ons by die derde aspek, vers 31 tot 37, sien jy daarso die voorhangsel en die ingangsgordyn. Die voorhangsel, soos wat vir ons gelees is, wat die skeiding dan is in hierdie tentgedeelte tussen die heilige plek en die allerheiligste, en ons gaan nog meer hieroor gesels in die reeks. En dan word daar ook aan ons vertel oor hierdie ingangsgordyn wat die toegang bied tot die heilige plek, tot die begin van die tabernakel.
Maar wat is die betekenis? Daai is die ontwerpspesifikasies, maar die vraag wat ek en jy onsself moet afvra, maar hoekom, 1, word dit genoem, en 2, hoekom besluit die Here om sy tabernakel, tenthuis, juis op hierdie manier te bou en te laat lyk vir sy mense? En vriende, die betekenis word vir ons vind die betekenis weer eens in die herhaling, in die begin en in die einde van die hoofstuk, amper soos die boekends van hierdie hoofstuk. Eerstens, die kleure van dit alles. Nou die Afrikaans hier, ek weet nie hoekom nie, dit is 'n gesprek vir 'n ander dag, maar die Afrikaans is nie heeltemal lekker, dink ek, hier in hoe hulle die kleure vir ons vertaal nie. Ek dink die Engels is hier beter. Dis basies die kleure van dit wat hier gekommunikeer word in hoofstuk 26, in die begin en die einde, daar is hierdie blou gordyne, daar is pers gordyne, en daar is rooi gordyne. Sien jy vers 1, en in vers 31 en in vers 36. Nou dis belangrik, daai klere is nie per toeval klere nie, dis ook nie eers klere wat uniek is tot die volk Israel nie, en aan die antieke wêreld waarin hulle gewoon het, kommunikeer daardie klere waarhede, en daai klere kommunikeer die realiteit van 'n koninkryk, van koningskap, veral die pers. Dit is klere wat kommunikeer van hierdie koning, die Here se 'n majesteit, en selfs die klere daarso is die idee van hemel, die blou veral, en hierdie donker perse en rooi is hierdie idee van die hemele. Onthou, hierdie plek, die tent, raak, soos wat Eden was, hemel op aarde. Dis die plek waar die hemele en die aarde met mekaar nou verbind word. Die tweede belangrike ding hier, soos ek net nou genoem het, is die gerubs. So kyk aan vers 1, waar daar vertel, baie belangrik, reg in die begin, dat hierdie gerubs moet ingeweef word in hierdie 10 gordyne. So elke liewe gordyn in die binnekant, as jy in die heilige plek staan, as jy die priester was en jy mag inkom, as jy links, regs, voor, agter jou kyk, sien jy gerubs. As jy die hoëpriester is wat ingaan daar, in elke muur sien jy gerubs. En soos ek net nou gesê het, die gerubs is, en ons sien natuurlik dieselfde daar, so dis ook, tog al by vers 31, ook by die voorhangsel, veral daar het jy hierdie gerubs voordat die hoëpriester kan inkom daarso, en onthou Genesis 3 vers 24. Wie was die gerubs? Wat het die gerubs gedoen? Wel, toe Adam en Eva gesondig het, en hulle was buite God se heilige teenwoordigheid uit verplaas in die wildernisarea, Genesis 3 vers 24, het die Here aan die ooste kant, het hy 2 gerubs daar geplaas met hierdie 4 vlammende swaarde van hulle. Hulle was soos God se bodyguard. So jy dink as jy na, party van ons dalk sal dit onthou, party van ons, nou nie julle nie, maar ek het vriende wat op 'n stadium nog nie 18 was nie, en dan het hulle probeer in plekke inkom waar jy moet 18 wees, en dan dink jy kan vir die ou wys, en selfs op 'n manier wys dat jy is 18, en die antwoord is, hierdie gerubs kan jy nie verbykom nie. Jy kan nie verby hierdie gere bodyguards, jy kan nie verby hulle kom in God se heilige teenwoordigheid nie. En dit is wat die gerubs gedoen het daar. Die punt is, wat hierdie hele storie kommunikeer, vriende, hoor asseblief mooi, die boodskap van Eksodus 26 sê, God is heilig en sy mense is nie. En dit alles wat daar staan, dit wat die Here skep, dink daaroor, hierdie gaan elkeen van hulle sintuie beïnvloed. Dit wat hulle sien, en dit wat hulle moet doen, en dit wat hulle selfs in baie van daai offergawes gaan proe, en dit wat hulle gaan voel en hoor in hulle lywe gebruik, hulle ganse menswees, word oor en oor geïndoktrineer, gevorm, geslyp, by wyse van die aanbidding wat gaan kom, sodat hulle kan besef, uit die staanspoor uit, is God heilig en ons is nie, ons is sondig. Daar is 'n skeiding tussen ons, en dit is gevaarlik. Vriende, wat hierdie alles aan hulle kommunikeer is die volgende. God is besig om in Eksodus 26, nie net vir hulle nie, maar vir ons te sê, en vir hulle daarso te sê, God is met julle, maar God is nie soos julle nie.
Nee, God is heilig en julle is nie heilig nie. Ja, die Here is vir julle Israel, maar hy is nie julle speelmaatjie nie. Hy is die koning van hemel en aarde. Ja, sy teenwoordigheid is 'n voorreg, maar sy teenwoordigheid is vreesaanjaend. En vriende, soos vir die Israeliete toe, God het nie verander nie. Realiteit het nie verander nie. Soos vir hulle, so ook vir ons. Hoor wat sê A.W. Tozer in sy uitstekende boek The Knowledge of the Holy. Ek lees vir ons, hierdie is sy inleiding. Hoor wat sê A.W. Tozer. Hy sê the church, en hy praat met die moderne westerse protestantse kerk hierso. The church has surrendered her once lofty concept of God's majesty and has substituted for it one so low, so ignoble, and so as to be utterly unworthy of thinking, worshipping men and women. This she, the church, has done not deliberately, but little by little and without her knowledge. And her very unawareness only makes her situation all the more tragic. The low view of God entertained almost universally among Christians is the cause of 100 lesser evils everywhere among us. A whole new philosophy of the Christian life has resulted from this one basic error in our religious thinking. And with our loss of the sense of the majesty has come the further loss of religious awe and consciousness of the divine presence. En so ligpunt vir jou en vir my, om A.W. Tozer se taal te gebruik, hoe is jou en ligpunt, hoe is ons knowledge of the holy? Hoe is ons knowledge of the holy? Let wel, Tozer of nie ek, bedoel daarmee, ken jy een of ander versies wat praat oor God se heiligheid en kan jy daai versies opsê nie? Ons praat nie van knowledge in daardie sin nie. Hoe is ons daaglikse belewenis van die realiteit van God se heiligheid? In watter mate gaan ons deur die lewe, en is 'n woord wat ons baie min gebruik want dit voel net vir ons nie reg nie, maar die idee van dat ons Godvreesend is. Dat ons het 'n idee van God se gewigtigheid in realiteit en ons posisie voor en met hom. Nou as jy enigsins soos ek is, en ek dink jy is, want ek dink hierdie is die probleem vir ons almal in die moderne westerse kerk, dan is Eksodus 26 so goeie nuus vir jou en vir my. Want hoor asseblief tog mooi, hier is 'n massiewe blessing vir ons in Eksodus 26. Want wat Eksodus 26 vir ons sê, eintlik die hele res van hierdie boek, is dat ware kennis van die heilige God kom vir jou en vir my, net soos vir hulle, by wyse van aanbidding. Die manier wat ons 'n mense gaan wees wat the knowledge of the holy gaan bekom, net soos vir hulle gebeur vir ons by wyse van aanbidding. Dit val nie, vriende, uit die lug uit nie. Om 'n diep besef te hê van God se heiligheid, val nie uit die lug uit nie, nee, ons word gevorm in sulke mense. Soos wat ons daagliks, weekliks, jaarliks, liturgies, ek bedoel daarmee in ritme, rituele volg, waarin ons met die lewende God ontmoet, en waar ons herinner word aan wie hy is en aan sy herskepingswerk in die verlede en in die hede en die toekoms, en waar elkeen van ons sintuie, pens en poetjies, ons in hierdie aanbidding dag in en dag uit en jaar in en jaar uit gevorm word met 'n toenemende verstaan dat God is heilig en ons is nie, en ons wat dan, dit is wat ons vanoggend hier doen, dit is wat ons doen as ons saamkom, dit is selfs wat jy doen as jy op jou eie tyd met die Here spandeer, as om met jou pel Bybel lees, sodat ons 'n geloof en bekering onsself kan toenemend belyn met realiteit, en sodat ek en jy toenemend gevorm en geslyp
en herskep kan word. Vriende, die goeie nuus is dit. Ons het 'n tabernakel. Ons het 'n tabernakel, 'n beter tabernakel as wat die Israeliete gehad het. Nie 'n plek nie. Ons tabernakel is 'n persoon, Jesus. Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword en hy het onder ons kom tabernakel, sê Johannes vir ons. Jesus is, vriende, die verstommende vervulling van dit wat die tabernakel was. God se persoonlike teenwoordigheid op aarde. Maar hier's die ding, ek dink hierdie is 'n bietjie van 'n verrassing. Ek dink hierdie is dalk 'n verrassing vir baie van ons. Ek dink as die gemiddelde selfs Christen vandag dink oor Jesus, dan dink ons nie oor Jesus as die vergestalting van God se heiligheid nie. Ons dink eintlik Jesus is daar om ons eintlik so ver as moontlik weg te kry uit die pekel uit van die heilige God. Maar die realiteit is, vriende, as ek en jy vir Jesus werklik gaan leer ken, as ons regtig vir Jesus leer ken, is die fundamentele ding, die eerste ding wat gebeur as ek en jy vir Jesus leer ken, is ons kry 'n diep, oorweldigende, gewigtige oortuiging van God se heiligheid. Dis wat met Petrus gebeur het in Lukas 5 vers 8, toe hy vir Jesus leer ken en sien wie Jesus is, toe roep hy uit, hy sê vir Jesus, Jesus, gaan weg van my af, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondaar. Toe Johannes in die einde in die boek van Openbaring vir Jesus sien, vir wie hy is, Openbaring 1 vers 17, toe sê Johannes, toe ek vir Jesus sien, vir wie hy werklik is, toe val ek op my knieë voor hom, soos een wat dood is. Maar vriende, as ek en vir jy vir Jesus werklik gaan leer ken en in hom God se heiligheid gaan leer ken, the knowledge of the holy gaan ervaar, vriende, nou het ek en jy nodig om te verstaan die plek waar ons vir Jesus primêr en fundamentally ontmoet, sodat ons die heiligheid van God kan leer ken, is hier. Dis hier. Onthou wat sê Jesus, Matteus 18 vers 20, waar 2 of 3 in my naam saamkom, daar is ek in hulle midde. Ek hoop jy besef het, vriende, die Here is oral, Jesus is oral teenwoordig, maar hy is op sekere tye en in sekere kontekste meer teenwoordig. Daar waar 2 of 3 in sy naam by mekaar kom, het sy nou dit is by jou ligpunt gesin, of by God op kantoor, of by die vrouegroepe, of hier waar ons saamkom, en die maniere waar ons saamkom, in sy naam saamkom, hier is Jesus teenwoordig. En so die uitnodiging vir almal van ons, as jy so sit as 'n nie-Christen, en as 'n Christen, is dieselfde uitnodiging. Kan ek ons nooi, kom ons wees 'n mense wat kom ons spreekwoordelike tente opslaan om die tabernakel Jesus. Kom ons wees mense wat nie wegbly nie, maar wat saam trek en eintlik lewe saam doen, altyd om Jesus die tabernakel, waar ons tent opslaan. So hierdie is waar ek gaan kamp. Hierdie is waar ek lewe gaan doen, so na as moontlik, saam met die res van God se mense, by Jesus, ons tabernakel. As ons dit doen, vriende, en ons kom na God toe in aanbidding na Jesus toe, sal ons gevorm en geslyp en herskep word. Hier is die tweede ding, Eksodus 27, die tweede groot fundamentele waarheid wat die tabernakel vir die volk, en dis ook vir aan ons wil kommunikeer, ook soos ons laasweek gesien het, maar ons gaan so klein bietjie dieper in daai waarhede in. Die Here is nie net heilig nie, maar die Here is genadig. En dit is wat Eksodus 27 kommunikeer. So, weer 3 aspekte hier, tel asseblief jou blaadjie opkyk, wil jy met in jou Bybel dit sien, daar's weer 3 aspekte hier in die ontwerpspesifikasies wat in Eksodus 27 gegee word. Sien jy daar vers 1 tot 8, die Here sê vir Moses en vir hom vir die volk, om hierdie bronsaltaar te bou. Hierdie bronsaltaar is hierdie groot vierkantige altaar wat van hout gemaak is, maar met brons oorgetrek is, met hierdie 4 horings op elkeen van die hoeke. Hierdie bronsaltaar was amper soos die connection point, om goeie Afrikaans te gebruik, tussen die tabernakel en daar waar die volk hulle self bevind. Soos wat hulle in kan kom, daar's hierdie buitegrens
wat die groter area van die tabernakel vorm. Ons gaan nou daarby kom. In die middel het jy die tent en net hier het jy hierdie altaar. Hierdie plek waar die mense na toe kan kom, maar die volk kan nie verder. Hierdie is soos die grens waar hulle kan kom, maar dis die plek waar hulle dan kan kom en waarlik betrokke wees by die aanbidding en van daar af vorentoe gaan dit die priesters wees. Kyk sommer na vers 9 tot 19, dan word daar gekommunikeer oor die binneplein, so dit is die area, wat eintlik, die Afrikaans sê hier die binneplein, maar dit eintlik praat oor hoe daai hele buitenste grensarea geskep moet word. Die grense in sy lengte is min of meer 50 meter in lengte, so dis nie eintlik so baie groot nie, en in sy breedte van hierdie groter buitegrense is dit so ongeveer 25 meter in breedte, en die hoogte van die grensmuur of die lapmuur nou natuurlik, is so ongeveer 2,3 meter in hoogte. En dan word daar vertel van al die pilare en die voetstukke en die tentpenne om hierdie ding so steady en stewig as moontlik te kry. En dan word daar gesê, belangrik, aan die ooste kant is daar die ingang, en hierdie ingang om vir die volk om in te kan kom, na die bronsaltaar toe te kan kom, en vir die priesters om te kan ingaan. Hierdie ingang is so ongeveer 10 meter, en weer eens is dit geweef in dieselfde blou, en dieselfde pers, en dieselfde rooi, as wat binne in die heiligdom was. Dan vers 20 tot 21, olyfolie. En in die olyfolie sien ons dat die volk moes olyfolie gebring het, en dit moes baie geld gekos het, en dit moes nogals baie gewees het, want daai olyfolie was gegee aan die priesters, sodat daai kandelaar wat ons in hoofstuk 25 laasweek na gekyk het, dat hy die heeltyd kan brand. Hy moet elke dag van die aand tot die oggend toe brand, en so vir elke generasie ook, sê die teks. Nou ek weet nie van julle nie, hier is die ding. As ek dit alles hoor, en selfs as ek dit net so beskryf, en dit is 'n bietjie van 'n confession dalk, hulle gesê, Poen, is net jy, dis nie ons nie. My werksgodsdienshart lees dit, en wat ek hoor, as ek al hierdie goeters hoor is, hier is al die goed wat die volk nodig het om te doen, want onthou, die Here is heilig en hulle is sondig, hier is alles wat die volk nodig het om te doen, ten einde God gelukkig te maak en God gelukkig te hou. Dis wat ek hoor, dalk is dit net ek. Maar vriende, ek dink dit is presies die teenoorgestelde van wat eintlik hier aan die gebeur is. Die klem hier lê nie eintlik op dit wat die volk moet doen nie. Ja, hulle het goeders om te doen, hulle het 'n bydrae om te lewer. Maar hierdie gaan oor wat die ontwerper besig is om te doen. Hierdie gaan oor wat God besig is om te doen en wat hy sal doen. Dit is die Here se offersisteem, en dit is die Here se altaar wat hy opstel om die spanning tussen hom, 'n heilige God, en 'n sondige mense te kan aanspreek. Dit is die Here wat 'n sondige mense in sy midde verwelkom. Onthou by die eerste tuin van Eden, Genesis 3 vers 24, waar was die ingang? Aan die ooste. En daar was dit, niemand kon ingekom het nie. Maar kan julle sien hierso, en ek dink dis die klimaks in daai tweede gedeelte van die binneplein, is daar 'n 10 meter lange ingang. Dit is die Here wat vir hierdie klomp sondaars sê, kom in, julle is welkom. Julle is welkom in verhouding met my, julle is welkom in aanbidding met my. En dit is die Here, vers 21, wat aan die volk dan die nodige lig sal bied vir hulle lewenswandel met hom in hierdie donker wêreld. Kyk gou vinnig daar in vers 21. Daar's 'n woordjie wat my gister so 'n bietjie tussen die oë geslaan het. Eergister. Tussen die oë geslaan het, vers 21. Wat jy al dink, maar hoekom is dit daar? Dis nie nodig om daar te wees nie. Sien jy daarso dat die teks sê dat hierdie lig wat skyn natuurlik in die heilige plek is dit is voor die getuienis. Nou die getuienis het ons laasweek al gesien. Die getuienis verwys na God se verbondswoord, daai klipplate wat binne in die ark lê, wat God se beloftes en God se bevel is aan sy volk, wat hy vir hulle gegee het by Sinai. En die punt is dat die lig skyn daar waar God se woord bankvas is. Dit is ook om die Psalm sal sê dat u woord, u wet is 'n lamp vir ons voete. Dit riff off of this idea. Dit is die punt. God is besig hier om vir die volk te sê, hoor hierso,
Julle is nog steeds sondig en die wêreld is sondig, maar raai wat? Ek is by julle en my verbondswoord staan, en as julle hier by my is, dit is hier gaan die lig skyn vir julle. Die punt van Eksodus 27, vriende, is dit. Die Here voorsien aan sondaars alles wat hulle nodig het. Alles wat hulle nodig het vir 'n floreerende, gesonde verhouding met hom. Dit is die Here wat aan hulle versoening verskaf en aanbidding moontlik maak. Dit is die Here wat deurlopend vir hulle by wyse van die priesters bemiddeling bied. Dit is die Here wat vir hulle openbaring gee sodat hulle in hierdie skerry, donker, duister wêreld lig kan hê vir hulle voete. Dit is die Here, dit is die Here, dit is die Here. Maar vriende, as die Israeliete se tabernakel die Here se genade as gekommunikeer het, hoeveel te meer dan nie vir ons wat Jesus die beter tabernakel het nie. Hoeveel te meer kommunikeer Jesus nie vir ons, die Here is genadig nie. Ek wens ons het tyd gehad en ons gaan seker nog baie in hierdie reeks deur Hebreërs werk. Die boek Hebreërs kondig aan dat Jesus is geheel en al die vervulling van die tabernakelsisteem. Dit is waaroor die boek Hebreërs gaan. En ek doen dit in jou Bybelstudie, want dit is nogals exciting as jy wil uitgeek op tabernakel, maar amper elke hoofstuk behalwe ek dink Hebreërs 11. Nee, ek dink daai ene ook, maar elkeen van die ander hoofstukke ten minste het 'n verwysing na hoe Jesus die vervulling is van die ganse tabernakelsisteem. En so gaan lees 'n bietjie op en kyk dit. Ek wil net hê ons moet vinnig oor Hebreërs 10. Hebreërs 10 vriende, want hierdie is die evangelie in die taal van die tabernakelsisteem van Eksodus 26 en 27. Hebreërs 10 vers 1 tot 18 sê vir jou en vir my, Jesus is die werklikheid. So los eers daai teks, ons sal nou by daai teks kom. Jesus is die werklikheid waarvan die wet en die offers net 'n skaduwee was. Hebreërs 10 vers 1 tot 18 sê dat Jesus het as die ware hoëpriester gekom om homself as die ware en die finale offer te gee ten einde die ou offersisteem te vervang. En deur dit te gedoen het, sê die skrywer van Hebreërs in hoofstuk 10, so het God eens en vir altyd sy mense nou reeds kom heilig. Hy het hulle reeds kom heilig, danksy Jesus, en Jesus tree nou vir hulle in, en Jesus is besig om die wie hy reeds heilig te gemaak het, is hy besig om hulle nou volkome te maak, sê die skrywer van Hebreërs. Jesus het aan God se regterhand gaan sit, sê die skrywer van Hebreërs. Hy is nie meer 'n priester wat staan en moet aanhou sy werk doen nie. Hy het aan die regterhand van die Vader gaan sit. Hy het die nuwe verbond ingebring, hoofstuk 10, waarin daar nou geen meer sondes onthou word deur die Here nie. Die Here onthou nie meer sondes nie, sê die skrywer van Hebreërs. En daar is geen meer verdere offers nodig nie, want Jesus, die perfekte priester, het die finale offer gebring. En dan die uitnodiging vir jou en vir my. Hier is die uitnodiging vir ons, vriende. Hoor wat sê die skrywer van Hebreërs, vers 19 tot 23. Broers en susters, ons het dus nou vrymoedigheid. Ons het vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en 'n lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam en ons het 'n groot priester oor die huis van God. En so, hier's die uitnodiging. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. En ek wil hiermee afsluit. Vriende, ek wil afsluit bloot deur aan ons elkeen hierdie uitnodiging opnuut vanoggend aan jou ook voor te hou. As jy vanoggend hierso sit, en ek sluit hiermee af, vriende, as jy vanoggend hierso sit en jy is nog nie 'n Christen nie, dan sê vandag se gedeelte vir jou, dit sê dat danksy Jesus en dit wat God in Jesus gedoen het, kan jy, wat 'n sondaar is,
kan jy kom. Jy is welkom in die heilige teenwoordigheid van God. Jesus het alles gedoen. Jy hoef nie skaam te kom nie, jy kan met vrymoedigheid kom. Die Here sal jou, die Heilige Here sal jou in sy teenwoordigheid en in verhouding met hom verwelkom, alles danksy dit wat Jesus gedoen het. En soos dit jy is die uitnodiging, kom vandag nog, moenie langer, moenie nog 'n week, nog 'n jaar, nog 'n dekade wag nie. Kom in geloof, kom en vertrou, kom tog nou. Indien jy dit sou doen, die Christen, hier's die ding, 'n nuwe skepingswerk gaan in jou begin gebeur. 'n Nuwe Eden gaan in jou lewe begin voortspruit en stadig maar seker vrug dra wat goed vir jou en vir ander sal wees. En as jy hier so sit en jy's 'n Christen, en dit is meeste van ons, en almal van ons wat Christen is, sit 10:10 hier vandag en jy's diep bewus van jou sonde, jy is diep bewus van jou aanhou rebellering teen God en jy's vir daai rede skaam. En omdat jy Christen skaam is oor jou sonde, wat doen ons? Ons hou 'n afstand, asof ons dink ons kan 'n afstand hou vanaf God af. En ons probeer so 'n bietjie ver weg bly. Wel, wat Eksodus 26 en 27 vir jou en vir my sê is, jy het nie nodig om dit te doen nie. Danksy dit wat God in Jesus, ons priester en ons offer gedoen het, kan jy kom. Jy is welkom, o Christen wat sondig en skuldig voel. Jy is welkom in die heilige teenwoordigheid van God. So Christen, kom in geloof, kom in vertrou, kom tog nou. En Christen, as jy dit doen, as ons dit doen, Ligpunt, as ons so 'n kerk sou wees, wat oor en oor kom, ja aan aanbidding, en ons kom in Jesus na God toe, dan sal ons stadig maar seker, sal hierdie goeie nuwe werk, skepping wat hy in ons gebring het, gaan hy tot volëinding toe bring. Hy gaan ons eendag by hom kry. Hou aan na Jesus toe kom. Kom ek bid vir ons saam. O heilige God, ons loof en ons prys U vir dit wat U in U Seun en deur die Gees in hierdie wêreld gedoen het en wat U ook besig is om in ons lewens te doen. O Gees van God, gee vir elkeen van ons die oë om te kan sien hoe in ons wildernis bestaan is daar besig om 'n nuwe Eden op te duik. Here, help ons om dit te sien. Help ons om te sien dat 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde is op pad en in Jesus is ons reeds deel daarvan. O Gees van God, sal U vir ons die genade skenk vir die van ons wat nog aan die buitekant staan om te kom na Jesus toe. En vir ons, o Here, wat sukkel en worstel met ons sondes, en dit is elkeen van ons, sal U deur die Gees ons nader bring, danksy Jesus en hom alleen, sodat ons sal aanhou gemeenskap met U geniet en meer in sy ewe beeld gevorm kan word. Ons bid dit in sy wonderlike naam. Amen.